Goeiedag julle en welkom by hierdie volgende kleingroep materiaal of kleingroep sessie waar ons bietjie lekker gaan gesels hoe om intentioneel te leef. Ons is besig met revolusie en NC het 'n hele paar weke terug het hy met julle gesels hoe om stadiger te lewe. Hoe om jou lewe so te leef sodat jy nie voel jy's die hele tyd gerush, jy's die hele tyd onder druk, jy voel die hele tyd oorweldig nie. Nou moet ek vir julle sê, ons is bietjie in silly season. Dit is ontsettend moeilik om te doen. Dis asof om besig te wees vandag 'n drug is en as jy eers in daai besig wees mentaliteit is, dan weet ons nie altyd hoe om daar uit te kom nie. Ons weet nie hoe om dit te hanteer sodat ons net rustiger kan wees nie. Ons leef as te ware vir die volgende vakansie of vir die naweek of net vir hierdie jaareind om verby te kom of hierdie kwartaal om verby te kom. Nou vanaand gaan ons dit verder unpack, maar ons gaan bietjie dieper gaan. Ons gaan bietjie kyk oor wat is die oorsaak onder dit wat maak dat ons sukkel om stadiger te leef. Ek wil begin deur 'n storie vertel. Ek en my goeie vriend Verlees Steyn het mekaar in 2008 ontmoet. Hy is toe kort uit die veld uit, hy het wildsbewaring geswat en hy het sy meestersgraad daarop gaan doen en ek is 'n jeugwerker by Skuilkraans en ons het van die begin af het ons net geklik. Ons het albei hierdie liefde gehad vir die natuur, vir die skepping en ons het albei hierdie droom gehad om eendag Serengeti toe te gaan. Ek onthou hoe ek van kleins af en ek en hy het die hele tyd dieselfde droom gehad, droom gehad, hierdie ideaal gehad waar ons van kleins af gedroom het en National Geographic en Discovery Channel gekyk het en gesien het die wildebeestmigrasie en ons het hierdie ding gehad van ons wil in die Serengeti kom. Ons wil gaan kyk hoe die wildebeeste migreer, ons wil leeu sien, ons wil luiperd sien. En ons kon nie ophou praat daaroor nie. Elke keer as ons mekaar gesien het ons met mekaar gepraat oor hierdie droom en ons maak toe 'n deal. Ons sê vir mekaar, voordat 10 jaar verby is, gaan ek en hy saam in die Serengeti sit. Ons het hierdie droom gehad, ons het hierdie visie gehad, maar om dit te kon bewaarheid, moes ons dit omskakel in planne. Moes ons kyk, maar hoe gaan ons geld bymekaar maak? Waar gaan ons ry? Waar gaan ons oral stop? Wie gaan ons sponsor? By watse parke gaan ons by aangaan? Hoe gaan ons daar uitkom? Gaan ons vlieg en so aan? Hoe gaan ons hierdie droom wat ons al van kleins af individueel gehad het en nou gesamentlik, hoe gaan ons dit omskakel in 'n plan? En dit het toe gebeur. Ons kon 'n plan bymekaar sit en ons het minder as 3 jaar later het ek en hy saam met ons voete in die Serengeti gestaan. Ons het ongelukkig nie die migrasie gesien nie. Dit was baie droog in daai seisoen. Maar die punt is, ons kon die droom omskakel in 'n plan. Baie van ons het 'n droom oor hoe ons lewe saam met die Here moet lyk. Ons droom dat ons al hoe meer gelyk gaan word aan sy beeld. Ons droom dat sy vrede ons lewens gaan regeer. Ons droom dat ons met baie seëning gaan leef. Ons droom dat ons nie oorweldig gaan wees nie, dat ons daai juk en laste wat ons dra by hom kan kom neersit. Maar ons het nie 'n plan hoe om daar uit te kom nie. Ons weet nie wat ons gaan doen, watse stappe ons gaan volg, hoe om daar uit te kom nie. Ons droom oor hierdie lewe, maar ons het nie 'n plan om daar uit te kom nie. En dis my eerste vraag vir jou. Het jy 'n plan vir jou geestelike lewe? Het jy 'n plan oor hoe jy gaan lewe sodat jy al hoe nader aan Jesus kom? Kan jy vir jouself sê, hierdie is die stappe? Gesels met mekaar daaroor. Ek glo julle ook, het planne deesdae vir alles. Ons het planne vir ons budget, ons het planne vir ons skedule, ons het oefenplanne, ons het vakansieplanne, ons maak planne vir aftrede. Maar ek kom agter dat wanneer dit met ons verhouding met die Here kom, het ons nie altyd 'n plan nie. Ons almal neig baie keer om dit baie meer spontaan te doen, om dit so on the fly te doen. En ons het nie 'n gedetailleerde plan oor hoe ons lewe gaan inkleer, sodat ons rustiger lewe en meer connected met die Here leef nie.
Ons los dit baie keer maar vir Sondag en soms as ons 'n stilte tyd doen, maar ons het nie die plan om te sê, hoorie, maar ek gaan dit en dit en dit implementeer sodat ek nader aan die Here kan leef, sodat ek meer connected met hom kan leef, sodat ek rustiger deur die lewe kan gaan en van sy goedheid en sy guns in my lewe bewus raak. Ek wil graag vanaand vir ons stil staan by 'n teksgedeelte in Johannes 15 en NC het dit ook so 'n paar weke terug met julle gelees en ek dink dit sal goed wees as ons vir kontinuïteit weer dieselfde gedeelte lees. So julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Johannes 15 en ons lees daar vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook julle nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief hê. En so gaan Jesus dan aan. In hierdie gedeelte praat hy baie daaroor, dat hy wil hê, ons moet connected met hom leef. Ons moet in hom bly. Ons moet sorg dat ons lewe in hom is. Nie net ons geestelike lewe nie, ons totale lewe. Maar ek dink ons maak 'n fout. Dietrich Bonhoeffer was daai Duitse teoloog wat in die Tweede Wêreldoorlog teen Hitler opgestaan het. Hy het eendag vir 'n jong koppel het hy vir hulle geskryf net voor hulle trou vanuit die tronk sê hy die volgende woorde vir hulle. Hy sê, "Today you are young and very much in love and you think your love can sustain your marriage. It can't. Let your marriage sustain your love." Sure. Maak ons nie baie keer daai fout om te dink oor ons dink oor ons liefde gaan altyd so warm bly vir mekaar in die huwelik dat dit gaan maak dat ons net liewer en liewer vir mekaar word en dan tref dit ons in die huwelik en dan kom ons agter dat ons liefde kan nie ons huwelik onderhou nie. Ons moet op so 'n manier leef sodat ons huwelik ons liefde onderhou, sodat ons toewyding teenoor mekaar ons liefde motiveer en inspireer. En dit werk dieselfde met ons verhouding met die Here. Wanneer ons tot geloof kom, het ons hierdie warm gevoel in ons, en ons voel dat die Here naby is en ons voel of ons gaan deur hierdie highs in ons lewens en ons voel connected in die Here. Ons voel dat ons in sy liefde is. Maar dit op 'n manier en stelselmatig begin dit kwyn en dan raak hierdie gevoel weg. En ons moet leer om ons lewens so in te rig, sodat ons in Jesus kan bly en vanuit ons toewyding teenoor die Here, ontstaan daar en groei daar hierdie gevoel teenoor die Here. Bring my by die tweede vraag. Ek wil hê 'n bietjie gesels oor hierdie aanhaling van Bonhoeffer. Praat eerstens vir die van julle wat getroud is, praat of julle dit sien in julle huwelike, dat julle huwelike, julle liefde sustain, en hoe is dit van toepassing met jou verhouding met die Here? Gesels met mekaar daaroor. Ek dink ons kan baie leer by hierdie Bonhoeffer quote en ons kan baie leer by Dietrich Bonhoeffer. Maar ek dink ons moet leer dat ons toewyding
ons gevoelens bepaal en nie dat ons toelaat dat ons gevoelens ons toewyding bepaal nie. Ons moet leer dat ons sekere stappe of sekere planne, sekere manier van lewe gaan moet hê sodat dit ons nader aan die Here bring. En dit is ons dink hoor, ons gaan altyd vanuit ons nabyheid aan die Here op 'n sekere manier leef nie, want dit gaan maar op en af. En die skerry ding is, as jy nie 'n plan vir jou lewe gaan hê nie, gaan iets anders of iemand anders 'n plan vir jou lewe hê. As jy nie doelbewus jou lewe in 'n sekere rigting gaan stuur nie, op 'n sekere manier gaan leef nie, gaan iets of iemand anders dit bepaal. Daar's 'n bekende gesegde in die besigheidswêreld waar hulle sê, your system is perfectly designed to give you the result you are getting. So die resultate wat jy in jou besigheid kry, is as gevolg van die stelsel of die kultuur wat in jou besigheid heers. En dit is presies dieselfde in ons lewens. As jy oorweldig is, as jy die hele tyd gejaagd voel, as jy voel hoor jy is die hele tyd onder druk, as jy voel hoor jy maar daar is net nie 'n ander manier van lewe as om besig te wees en te voel hoor jy maar ek kan dit nie meer inhou nie, ek kan nie meer onder hierdie druk leef nie, dan moet jy jouself gaan vra, wat is die oorheersende faktor wat jou lewe in 'n rigting stuur? Is daar 'n ding wat jy dalk moet verander in jou lewe? Want die ding is nê, die vraag is nie of jy 'n plan vir jou lewe het nie, of jy 'n manier van lewe het nie. Die vraag is, wat is jou plan vir jou lewe? Wat is die manier van jou lewe? Want as jy dit nie gaan beplan nie, as jy nie gaan sê, hoorie, ek wil doelbewus in hierdie manier gaan lewe nie, gaan iets of iemand anders te doen. Dit is maar net so. So dit bring my by die volgende vraag. Wat dink jy het die grootste effek op die manier hoe jy leef vandag? Met ander woorde, wat is die oorsaak of die dryf agter jou leefstyl? Gesels met mekaar daaroor. Ek dink ons almal het verskillende redes hoekom ons so gedrewe leef, so onder druk leef, so gejaagd leef. En vir party van ons kan dit wees 'n jaag na sukses, vir ander kan dit wees 'n jaag na mag, vir ander kan dit wees 'n jaag na gemak toe. Ons almal het verskillende redes hoekom ons hierdie lewe leef. Ons wil dalk mense impress, ons wil mense nie teleurstel nie, maar hier's die ding. As ons die lewe van Jesus wil hê, moet ons leer om die leefstyl van Jesus te leef. Ons kan nie hierdie lewe leef sonder om 'n leefstyl van Jesus te leef nie. Ons kan nie connected met die Here leef as ons nie soos hy leef nie. Hy sê dit self in daai Johannes 15 teks. Hy sê, ek het die opdragte van my Vader uitgevoer en ek wil hê as julle connected met my wil leef, moet julle my opdragte uitvoer. Ek wil hierdie wingerd metafoor bietjie verder vat. Ek wil dit dalk bietjie omvat en kyk hoorie, maar wat is die hoofjob van die boer of die tuinier wat na 'n wingerd of na 'n tuin moet omsien, hè? As jy na jou tuin kyk, jy het basies twee hooffunksies. Moet jy na die plante kyk. Jy moet dit water gee, jy moet dit kunsmis gee, jy moet sorg dat daar genoeg voedingswaarde in daai plante ingaan. Maar die tweede ding is, jy moet sorg dat onkruid nie oorneem nie. Jy moet van sekere goed ontslaa raak. So, jy moet aan die een kant moet jy goeders byvoeg en aan die ander kant moet jy goed wegvat. En dis baie van toepassing op my en jou lewe ook, veral as ons die lewe van Jesus wil hê. Dan moet ons kyk na ons lewens en ons moet sê, hoorie, wat is die plan vir my lewe? Wat is die goed wat ek moet bysit in my lewe? En wat is die goed waarvan ek moet ontslaa raak in my lewe? En dit bring my die volgende vraag. Wees bietjie eerlik teenoor mekaar. Wat is van die goed wat jy moet byvoeg in jou lewe? Moet jy dalk die Sabbat hou? En sê julle laas ge-challenge om dalk bietjie minder op tegnologie te wees? Moet jy dalk meer
Bybel lees? Moet jy stil word? Moet jy meer by maak 'n verskil betrokke raak? Wat is die goed wat jy moet byvoeg en wat is die goed wat jy moet wegvat? Ekskuus, ek het nou klaar gepraat van tegnologie, maar moet jy dalk minder werk? Moet jy minder oefen? Wat is die goed wat jy moet los? Van wat moet jy ontslaa raak? Want ons elkeen moet 'n plan vir ons lewens hê om die leefstyl van Jesus aan te neem. So gesels met mekaar daaroor. Dit is vir ons sekerlik van die moeilikste goed. Om eerlik te kan sê, hoorie, ek moet hierdie bysit en ek moet hierdie los. Maar ergens moet ons ernstige keuses maak. Andersins, soos ek nou al gesê het, gaan iemand anders 'n plan vir jou lewe hê. Andersins gaan iemand anders jou lewe bepaal, as jy dit nie self gaan besluit nie. John Ortberg het die volgende gesê, hy sê, you must arrange your days so that you are experiencing deep contentment, joy and confidence in your everyday life with God. Ons moet ons lewens so bepaal. Ons moet mooi gaan dink oor wat is my rule of life? Hoe lewe ek my lewe? Wat dink ek het die grootste sê in my lewe? Want as jy dit nie gaan doen nie, gaan iemand anders dit doen. Gaan iets anders dit doen. Gaan die algoritmes van jou foon dit doen. Gaan YouTube dit doen. Gaan die druk by die werk dit doen. Gaan jou jaag na sukses dit doen. Gaan jou behoefte na gemak of na veiligheid dit doen. Jy moet beplan en bepaal hoe jy jou lewe wil leef as jy die lewe van Jesus wil hê. Dit lê in jou hande. Ek wil julle uitdaag om bietjie verder daaroor te gesels en as julle gereed is om saam met mekaar daaroor te bid. Deel met mekaar, julle het nou gehoor wat's die goed wat julle moet add en moet los, maar vra spesifiek waarvoor mense vir jou kan bid vir hierdie week en hou mekaar accountable daarop. Gaan volgende week, hou 'n lysie van die goed waarvoor jy vir mekaar bid en gaan volgende week en begin volgende week se sessie met dit en vra vir mekaar hoe het julle daarmee gevorder. Want as ons nie mekaar accountable gaan hou in liefde nie, gaan ons dit nie reg kry nie. Die Here droom oor jou lewe saam met hom, dat jy connected met hom leef, dat jy in hom sal bly en dat jy baie vrug sal dra. Dat jy getrou sal wees, dat daar mense tot geloof kom as gevolg van jou, dat jy 'n verskil sal maak by jou werk en in jou gemeenskap. Hy wil met jou in 'n verhouding staan, en hy wil hê jy moet jou lewe so inrig, sodat jy vrug kan dra. Die sleutel is in jou hand, die besluit lê in jou skoot, of jy dit gaan neem of nie. Mag jy die genade en die goedheid en die teenwoordigheid van die Here ervaar. Sy genade en vrede is met julle. Lekker aand.